Goeiedag almal, dit is tyd vir in die tonnel by gunsteling tyd altyd van die week. Ons kyk na 'n sportnaweek wat voor ons lê Saterdag en Sondag, lekker klomp sport reg oor die wêreld. Dit is onder andere die vinnige motors wat weer die Formule 1 wat weer in aksie is, na 'n klomp verskeidenheid internasionaal. En ons gaan nou kyk wat in Namibië gebeur, daar's 'n klomp sport wat ook Saterdag en Sondag in Namibië is. Die eerstens die vinnige motors, dis Miami, dit is MV Wellman wat vir ons gaan vertel wat te wagte is in Miami. Dan ook op die rugbyveld, dit is die Europese kampioene beker, Mike Potgieter wat vir ons daar gesels, en dis ook sewe rugby, dit is in die VSA, dit is die Springbok sewe span, die Blitsbokke wat ook daar in aksie is. Op die sokkerveld, die Engelse Premier Liga, hy gaan voort, dit is Liverpool wat nog klaar gewen het, maar ons hoor wat sê van die afrigters, en dit is ook op die tennisbaan, Madrid Ope, wat ook die finale, die eindstryde die naweek het, en ons hoor wat sê Coco Gauff onder andere. Nou die golfbaan, dit is een van die PGA toernooi wat voortgaan, die Byron Nelson, ons hoor ook daar wat van die golfspelers sê, en dan natuurlik kyk ons wat in Namibië gebeur. So 'n vol naweekse sport, internasionaal en plaaslik. So bly ingeskakel, hoor wat sê die manne van Formule 1 ook, en ons hoor wat sê MV Wellman. So dis Miami Grand Prix, is die 16 van die jaar, kan jy glo sal so ver nie. Daar sal na die eerste 5 is dit McLaren se twee manne wat goed doen, so eintlik 2 McLarens teen 1 Red Bull op die stadium. Dit is Oscar Piastri het 99 punte, hy het alreeds 3 wedrenne gewen. Lando Norris het 89, hy het al 1 gewen en Max Verstappen 87. Die ander manne is ook so rondom hulle, George Russell van Mercedes-Benz 73, die Ferrari sukkel, Charles Leclerc 47 en Lewis Hamilton 7de op 31. So daar kan hulle met 'n paar aanpassings, daar's 'n aanpassing van hulle wat op pad is, kan hulle beter vaar. Maar kom ons hoor eerstens by die man wat weet, dit is MV Wellman, hy's van Megafoon Sport. Hy vertel vir ons wat ons te wagte kan wees daar by die Miami Grand Prix. Arie, ja, hierdie naweek is die 4de uitgawe van die Miami Grand Prix wat gaan plaasvind. Die eerste wedren was natuurlik in 2022 gewees. En dis tradisioneel 'n baie opwindende wedren. Daar's 3 DRS-sones wat dit nogal interessant maak. Laas jaar natuurlik het McLaren hulle nuutste opgraderings bekend gestel en daarvan af vir die hele seisoen omgedraai na Red Bull weer aanvanklik oorheers het. En Lando, daar is natuurlik sy eerste wedren nie gewen ook. En dit was die sukses, baie sterk opwaartse kurwe wat hier begin het vir McLaren en terselfdertyd 'n bietjie van 'n afwaartse kurwe vir Red Bull. Maar weet ek 2 jaar gelede is hier waar Sergio Perez se Formule 1 loopbaan eintlik maar net gesneuwel het, toe hy nie voor Max Verstappen kon bly nie. Hy het in die voorsverspringplek weggespring en Max het 9de weggespring en Max het hom voor die einde van die wedren van agteraf verbygesteek. En is asof Sergio Perez net nooit daai terugslag kon ook verwerk nie. Ferrari het weer probeer om HP of Hewlett Packard hulle borg bietjie meer prominent te maak en 'n bietjie blou in te bring, en dit lyk alweer nog net so sleg soos dit verlede jaar gelyk het, maar ten minste is hierdie jaar se wieldop in die blou nie, so dit is dan 'n besturing in daai opsig. Die manne van die Racing Bulls het 'n baie opwindende pink motortjie bekend gestel daar, wat vir my baie mooi was, daar hulle die wieldop op daai motor lyk soos die bokant van 'n Red Bull kannetjie. So baie slim bemarking daar, die motor is baie opvallend, baie kenmerkend, so ek sien nog uit daarna. So Arie, hoop maar dis weer 'n bietjie aksie. Die laaste rukkie was daar nogal probleme gewees in terme van aksie. Dit is baie voorspelbaar. Dis motor wat voor weggespring het elke wedren gewen. So hopelik kan ons bietjie iets anders sien hierdie seisoen. Reg, ons weer gesels. Ja, dankie MW. Ja, se lekker opwindende vinnige motors. Dit is Miami Grand Prix. Dit is in Namibië se tyd is dit eers Sondag aand 8:00 of 10:00 eintlik die aand wat daai wegspring is. So die son kom ons eers hier oor Afrika en dan gaan na Amerika se kant toe. Interessant, daai baan is so in 2022 wat hulle begin ry daar. Hy's langs die Miami Dolphins se stadion waar hulle ook NFL voetbal speel. 5,4 km lank. Hulle ry anti-kloks gewys. Daar's 19 draaie en herinner nogal baie aan Melbourne in Australië. So lekker vooruitsig, dit is Sondag die Miami Grand Prix. Ons gaan na die rugbyveld, dis die Investec kampioene beker. Dis die ou Heineken beker. Daar's 4 spanne oor. Dit is my die beste in Europa. Dis Leicester wat teen Northampton speel. En is Bordeaux Beagles wat speel teen Toulouse, en dit is die 4 spanne wat nog in dit is, maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter, hy het sy mening gegee. Dit is Saterdag Leicester teen Northampton, dit is 7:30 daar afskoptyd, hierso is Mike Potgieter. Ja, Arie, 'n plek in die finaal op 24 Mei in Cardiff. Dis wat op die spel is na hierdie naweek se semifinale. En daar's 2 groot wedstryde. 'n Wedstryd wat jy nie wil mis nie, is die eerste wedstryd daarvan. En dis 'n herhaling van die vorige seisoen se semifinaal. Dis die spanne Leinster teen Northampton Saints. Nou die vorige keer wat hulle ontmoet het in die semifinaal, was dit juis Northampton wat met 'n geweldige begeesterde terugvegpoging in die tweede helfte gekom het om te verseker en die wêreld so bietjie moeilik te maak vir Leinster. Hulle wen daai wedstryd 20
2017. Nou Northampton sal daai bordjies wil verhang en hulle gaan staat maak op spelers soos onder andere Finn Smith, Tommy Freeman en dan die nuweling wat ook benoem is vir speler van die jaar en dis Henry Pollock. So hou gerus daai 3 name dop. Ek wil vir jou sê, Northampton gaan speel vir 'n plek in hulle eerste finaal sedert 2011. So baie op die spel vir die span van Northampton, maar 'n span in Leinster wat in hulle pad staan. Tuisveld voordeel en ook spelers soos onder andere Jordie Barrett en dan Jamison Gibson Park. Geweldige impakvolle spelers en spelers wat 'n wedstryd kan swaai in jou guns. Maar die hoofafrigter van Leinster sal baie tevrede wees en baie bly wees om te hoor dat selfs spelers soos RG Snyman weer terug is in die span. Natuurlik Leinster is geen onbekende vir plekke in die finaal nie. Hulle het die laaste 5 van 7 finale bereik en slegs in 2018 kon hulle die trofee omhoog hou. So hulle sal verseker hulle plek in daai finaal wil spreek en daai trofee lig. Ja, dankie Mike. Dit is daai wedstryd is Ierland wat teen Engeland se klub speel. Ons sal kyk wie daar in die eindstryd gaan eindig op die ou end. Sondag is dit Frankryk teen Frankryk. Dit is Bordeaux Bagels teen Toulouse. 5:00 die middag Sondag en kom ons hoor ook weer wat sê Mike Potgieter wat hy dink in daai wedstryd kan gebeur. Ja, Arie, in die tweede semifinaal is dit juis die stryd van die onoorwonnes. Bordeaux wat dink ek vriend en vyand verras het deur onoorwonne te wees en sodoende hulle plek vir 'n heel eerste finaal te probeer verseker in hierdie semifinaal. Maar daar is die onoorwonne Stade Toulouse wat in hulle pad staan. Nou dis 'n span wat geen onbekende is vir finale nie en hulle weet hoe om hierdie wedstryde te wen. Maar as ons vir 'n oombliekie stil staan by Bordeaux, daar's spelers soos Maxime Luca en Damien Pinot wat 'n geweldige groot spelers is en Bordeaux op sal staat maak. Pinot is juis ook een van die gevaarlikste spelers. Hy het dit gewys deur die hele seisoen. Hy is die top 3 drukker in hierdie kampioenskap met 12 3. So hy soek vir daai gapentjie en hy weet hoe om die doellyn te kry. Maar ek moet vir jou sê dat die span teen hulle is natuurlik die Toulouse. Nou dis 'n span soos ek vroeër gesê het wat geen onbekende is vir finale nie en hulle is selfs 'n sterbelaaide span onder andere name soos Thomas Ramos en Jack Willis wat hierdie seisoen hulle hande opgesteek het en gewys het hulle is van daai staatmaker spelers. Maar ek kyk so 'n bietjie hier na die statistieke. Die twee spanne het laas in 2021 ontmoet in 'n semifinaal en dit was ook 'n wedstryd wat Toulouse redelik oortuigend gewen het 21-9. So Bordeaux sal daai rekord wil verbeter en terugslaan terwyl hulle dan nou die geleentheid het om sodoende hulle heel eerste finaal te kan bespreek. En dan kyk ek, daar is 'n Engelse gesegde wat lui, somebody's O has got to go. En dit is meer in die gemengde gevegkuns wat daai gesegde baie opspraak maak en dit is ook die geval van hierdie semifinaal. Somebody's O has got to go. Die sleg is dat hierdie ou jou dalk 'n plek kan kos in die finaal van die 2025 finaal in Investec kampioenskappe. Ja, dankie Mike. Ja, lekker interessante rugby. Dit is die beste van Europa. So kyk wie op die ou end in die eindstryd eindig. Daar's ook sewes. Dit is die sewes, is die laaste een van die jaar is in Los Angeles. Die top 8 spanne het daar gekwalifiseer. Is in 2 groepe. Suid-Afrika saam met Frankryk, Groot-Brittanje en Argentinië in een groep en die groep B is Nieu-Seeland, Fiji, Australië en Spanje. Lekker sterk spanne wat daar in aksie is vir die sewes. Saterdag aand vir die wat wil kyk, Namibiese tyd is dit 12 minute oor 9. Speel Suid-Afrika teen Frankryk. Die ander 2 wedstryde is bietjie moeiliker. Dit is so 13 minute na middernag Sondagoggend eintlik is dit teen Groot-Brittanje. En hierdie is nog moeiliker. Dit is 4:15 Sondagoggend vir die wat braaf genoeg is om dit direk te kyk. Speel Suid-Afrika die Blitsbokke teen Argentinië. Ons wat 'n advertensiebreek as ons terugkom, dan kyk ons wat op die sokkerveld gebeur en ook onder andere golf en tennis. Welkom terug by In die Tunnel. Ons gesels lekker sport. Dis 'n lekker besige sportnaweek. Soos altyd, klompsport. Ons kyk na die vinnige motors en rugby. Nou is dit tyd om na die sokkerballe te kyk. En die Engelse Premier Liga se kampioene is op die ou end gekroon. Dit is Liverpool wat nou die wenners is. Daar's nog 4 rondes oor. Nou is dit 'n reuse stryd vir wie in die top 8 eindig, want dit is baie bepalend vir Europese sokker. Liverpool het na 34 wedstryde 82 punte. En nou kom ons hoor ook vinnig wat sê Arne Slot. Sommige sy verwagtinge van nou verder aan en veral na volgende jaar. Hulle klaar gewen, daar's nog wedstryde oor. Hoe gemaak nou? Hierso is die afrigter van Liverpool, Arne Slot. Yeah, definitely. But I don't have to manage expectations because the expectations at this club are always the same. We have to compete for every
for every trophy, and that didn't change when I came in, and that doesn't change next season. We have a group of players that is able to win things, but we're not the only one. And there are so many great teams in this league and in the Champions League, so it's never going to be easy. But that we have to compete. I'm not trying to lower down the expectations. Next season again, we have to compete for every single trophy, and that's also definitely what we are trying to do. Dit dan afrigter van Liverpool, Arne Slot, ja, briljante prestasie vir hulle. Hulle wen hulle 20ste titel. Hulle is nou saam met Manchester United die twee spanne met die meeste titels in Engelse Premier Liga sokker. Kom ons hoor ek wat sê Virgil van Dijk. Hy's 'n verdediger vir Liverpool en dit gaan oor om konstant te wees en ook gefokus te wees vir die volgende 4 wedstryde sekerlik. Hierso is Virgil van Dijk. I think obviously I've been in title races and unfortunately I've lost a couple. And I think the key only is to focus on yourself, and that's what we try to do. We try to win games ahead of us, look at ourselves, and obviously it's quite difficult because there's always so many noise around us and other teams doing this and that and results going this way and that way. But you have to try and keep your eyes on your own team, your own performances, and that's the only way, in my opinion, to consistency and to success. And I'm glad we did, because that's still the most difficult thing in life, not only in football, but in life, to be consistent. And if you have that consistency, just keep it. So I'm glad we did. And like I said, we have to be proud of ourselves and enjoy it all, soak it all in. Dit dan Virgil van Dijk van Liverpool en dit is baie om voor te speel vir die ander spanne nog steeds. Arsenal het 67 punte. Hulle sal gemaklik die top 4 maak, waarskynlik Newcastle het 62. So hulle probeer vir Manchester City op 61 en Chelsea weghou daarvan uit top 4, top 5 wat deurgaan vir die Kampioenenliga. En dan die 6de plek is Nottingham Forest. Hulle het 60 punte. Hulle het verloor teen Brentford net so voor die naweek. So Manchester City, hulle speel Vrydag aan teen Wolverhampton. En nou kom ons hoor wat sê Pep Guardiola, hy sê afrigter van Manchester City. En sommer net oor 'n belangrike speler is Rodri wat hy lank gemis het en ook Haaland wat beseer was, of hulle weer kan terugkom. We are really pleased that Erling is back, that Rodri is back in the training sessions. So the moment the doctor make a surgery, the moment the physio doctor said Rodri can start to play minutes, and after that he will start to play minutes. But the doctors have to tell me. So it was a difficult injury. It was the injury the 7 months to 11 months, more or less. The doctor said he feels really good. Every day is making sessions, but we have to avoid. We have to avoid to make a step backwards and injure again, and that's why you have to be careful. The important is one training session, another one, and every time he feels better. And when the doctor said, Rodri is stable and he can start to play, and after that he's going to come back. Dit dan Pep Guardiola, die afrigter van Manchester City. Ja, groot wedstryd vir hulle ook as al Vrydag aand. Saterdag se ander wedstryde, Aston Villa speel 1-30 teen Fulham en hulle staan 7de, Aston Villa 7de op die puntelys en hulle het 57 punte. 8ste plek is dit Fulham op 51. En dan Leicester City teen Southampton, Everton teen Ipswich en Arsenal, hulle speel teen Bournemouth. Dit is 6:30 Saterdag. Sondag se wedstryde, Brighton, hulle speel teen Newcastle. Dit is 'n 3:00 die middag afskoptyd en dit is Brighton wat probeer na top 8 inkom. Hulle is tans 9de met 41 punte. Hulle jaag vir Fulham wat 51 punte het. So dit is baie naby aan mekaar. En kom ons hoor wat sê die afrigter van Brighton. Hy is Fabian Hürzeler en ons hoor wat hy te sê het so die opbou na hulle wedstryd teen Newcastle. Very difficult because they are always able to score in just one moment in the game. So on the one side, like I said, they have the physicality, but on the other side, they also have the individual quality. So if you give them too much space, they have the skill to use it. If you give them too much time, they can switch the side, they can make the overlaps, the underlaps, what they love to do, and that's something where they're really good in. So we have to be on our highest level. We have to be regarding our intensity on the highest level, because that's very important to face them with a similar intensity, to win the personal duels, to be resilient as well, and then I'm sure that we have a chance at home together with our supporters.
dan afrigter van Brighton, Fabian Husseler, en dis 'n interessante sokker nou, almal probeer baie angstig inkom in die top 8, baie om voor te speel, is natuurlik baie geld wat op die spel is daar ook, en dan Brentford speel teen Manchester United ook, dit is Sondagmiddag 3:00, dan West Ham teen Tottenham Hotspur, en dit is 3:00 die middag, en Chelsea, wat speel teen Liverpool, 5:30, mens vergeet, Liverpool is nog steeds in aksie, hulle moet nog steeds 4 wedstryde speel, hulle het hulle gewen, groot wedstryd, Chelsea teen Liverpool, 5:30 Sondag. Ons gaan na die golfbaan, dit is die Byron Nelson is die volgende een op die PGA, dit bou op na die Amerikaanse PGA, wat oor 'n paar weke daar in Charlotte, in North Carolina is, en dit is die Nelson, of die Byron Nelson TPC Rounds Cup, noem hulle dit, en die CJ Cup, dit is 'n briljante prestasie van Scottie Scheffler, hy is 10 onder baansyfer, hy is die wêreldsnommer 1, hy het 61 gespeel in die eerste ronde, Cameron Champ het 7 onder gespeel, en dan Erik van Rooyen van Suid-Afrika is 5 onder, en Alrich Potgieter 2 onder baansyfer van die Suid-Afrikaners wat ook daar in aksie is. Maar kom ons hoor, wat sê een van die Amerikaners, dit is Tom Kim. Yeah, it's been interesting. There's moments where I've had better starts than I've had previous years, and then there's been moments of, uncertainty of, where'd the game go, and with a strong fall last year and 4 second place finishes, I was really, into that moment of, man, I'm really close to kind of getting over the hump, and it's just been a process to find that again. I made a few changes in the off season, and it's been good at some times, but it's also been backfiring. But I think that's part of the process, and I'm trying to stay really, really patient in what I'm doing. I'm not trying to push when it's hard to, because there's an expectation in myself and a belief in myself to perform the way that I know I can, and to not be able to do that personally, it's frustrating. But I think I feel really close. It's just going to take a little bit more time, and I'm aware of that. And hopefully, I'll be able to find my form again where I can contend a little more consistently. Dan Tom Kim, ja, hopelik sal hy ook kan goed vaar daar in Amerika in daai toernooi. Alles nie opbou na die PGA wat by Quail Hollow gespeel gaan word in Charlotte oor so 2-3 weke. Amerikaanse PGA, die tweede major van die jaar. By die Amerikaanse vroue, die LPGA, speel hulle die Black Desert Championship, dis in Utah, en dit is op hierdie stadium is dit Hera Rai, sy is van Korea wat voor is op 9 onder baansyfer, Lynn Botiher is tweede op 7 onder baansyfer, en Polarito van Suid-Afrika 4 onder, wat ook goed doen in daai toernooi. Ons gaan die tennisbaan, dit is die Madrid Ope, en 'n briljante tennis, die afgelope 2 weke gespeel op klei, dis 'n lekker opbou na die Franse Ope, wat ook einde van Mei gaan begin, en dit is eerstens die finaal van die vroue wat Saterdag gaan plaasvind, Aryna Sabalenka, sy klop vir Elina Svitolina om in die eindstryd te speel, sy speel teen Coco Gauff van Amerika, Coco Gauff, 'n baie maklike oorwinning oor Iga Swiatek 6-1, 6-1, en nou kom ons hoor, wat sê Coco Gauff, sommer net oor haar vorm en die wedstryd teen Iga Swiatek en wat sy te wagte is. Sy het eintlik nog nie geweet wie sy speel, maar sy speel teen Aryna Sabalenka, hierso is Coco Gauff. Yeah, I think overall I think I just played good tennis and was serving well, and maybe I don't think it was her best tennis today, but I think it was a lot to do with how I was playing and how, especially on my serve, I don't think I gave her too many looks to really do much. And it looked like you had real intent in the way you were sort of, even your body language on the court, the way you were looking to be aggressive with your tennis. Is that something that was the plan pre-match? Is that an overall plan in your tennis? Yeah, I would say it's more so an overall plan. I mean, obviously playing her, like she can very much dictate the rallies and be the aggressor. So I was just trying to do the opposite, but it's easier said than done. But obviously I can play her again and still try to be aggressive, and she dictates the rallies. It's just today, I think, ended up being my day. And obviously looking ahead to a big final in a couple of days' time, I just wonder how much will a match like that be about who you're going to face, and how much will you focus on just your own game and bringing the same sort of tennis that you brought today? Yeah, I think when you're in the final, it's not about who you face, because at the end of the day, like they're the second best player this week, or next best player. You guys are the 2 best players that week. So to me, it doesn't matter who I play. I expect them to play top level tennis in the final, and obviously Aryna's been in the final here before, and Alina's, I don't think she's been in the final here, but she's obviously been on tour for a while and doing great, consistent player. So it's going to be a tough match either way. Listen, we can't wait for it. Wish you all the best for the final. Thank you. Dan Coco Gauff van Amerika, ja, sy speel in die eindstryd teen Aryna Sabalenka Saterdag.
Die mans eindstryd gaan Sondag wees. Die manne wat nog daar in aksie is, wat nog in die semifinale speel, soos Jack Draper van Britannia, hy's 50 gekeer, en Lorenzo Musetti en Casper Ruud, almal manne wat nog Saterdag of Sondag in daai eindstryd kan speel. Nou kom ons sluit vandag af met Namibiese sport. Daar's 'n klomp sportaksie in Namibië ook. Dis 'n klomp groot verskeidenheid en ons begin op die rugbyveld soos altyd. Dis die Namibië Rugby Unie se Premierliga. Groot wedstryd op Grootfontein. Mens kan amper 'n boek skryf, dit rym amper. Groot rugby op Grootfontein. Dit is Grootfontein, FNB Grootfontein wat speel teen FNB Kudus. En daar's 'n direkte uitsending op NTV. Dit is 3:45 4:15. Skakel in op NTV of op oneup2.com. Op YouTube kan mens ook kyk op Netwerk Media Hub. So volg daai rugby, dit is Saterdagmiddag. Al die wedstryde 4:15. Ook op Rehoboth 'n groot FNB Rehoboth wat speel teen Traska United wat hulle besoek. Op Swakopmund is dit FNB Dolphin. Hulle speel teen FNB Western Suburbs. Western Suburbs ry al die pad kus toe. En dan in Windhoek by UNAM is dit FNB UNAM teen FNB Rio Falcons. So lekker rugby, Namibiese Rugby Premierliga. Op die sokkerveld, die Debmarine, Namibiese Premierliga wat ook voortgaan. Daar's wedstryde in Swakopmund en Walvis Bay, ook in Windhoek by UNAM en by die SKW velde. Te baie om miskien nou te noem, maar wat ek kan noem by SKW, 2 lekker wedstryde wat plaasvind Saterdag 2 uur. Is dit FC Onkos teen Ishoko Sulu en dan 5 uur die middag is dit Tigers teen KK Palace en dit is by SKW se velde wat dit gaan wees. Sondag dan speel daai selfe 4 spanne weer. Ook hulle speel dan teen ander opponente. Dit is Sondag FC Onkos teen KK Palace en Tigers wat Sulu speel. So dit is lekker sokker wat daar plaasvind. Daar's ook in Walvis Bay groot om uit te kyk. Vir die wat in Walvis Bay is, gaan 2 die middag gaan na Walvis Bay na die kykie sokker Blue Waters teen African Stars enetjie om dalk ook daar op te hou. Die FNB Vroue Sokker Premierliga wat ook voortgaan dis Saterdag en Sondag. Sondag is dit by Windhoek Onafhanklikheidsstadion is 'n wedstryd Onkos Ladies teen die Beauties en dit is 4 uur die middag. Altyd baie mooi name in daai sokkerliga van die vroue, die FNB Premierliga. Dan ook fietsry, daar's 'n fietsry by Loederitz en dit is Kreeffees. So dit gaan nie net oor die kreef nie, dit gaan ook oor fietsry en fiksfees. Dis die eerste aanbieding van die Namport Netbank Powerhouse uitdag en dit is deel van die Loederitz Kreeffees. Daar's 'n pad fietsry van 50 of 100 km. Dit begin 7 uur die oggend. Jy kan op draf as jy nie wil fietsry nie. Dit is 'n 21 km of 'n 10 of 'n 5. Dit begin ook 7 uur. Dan sou ook BMX Trail. Dit is miskien op die rowwe grondpaaie die kinders onder 10 jaar wat daar kan ry. So alles daar by Loederitz. Motorsport ook, dit is Race Wars, dis by die Tony Rist. Dit is Saterdag van 9 uur die oggend af tot 11 uur die aand. En om uit te kyk daar, hulle noem dit South African Drag Racers wat daar in aksie gaan wees. Dit gaan interessant wees. Kaartjies by Webticket. En vir die wat by die kus is, die naweek Swakopmund is die naweek gaan kyk gerus, daar strand vlugbal, soos hulle in Engels sê beach volleyball. Dit is Bank Windhoek en 'n Namibië vlugbalvereniging se oop toernooi. Dit is 2 in 'n kant toernooi vir die meeste van die seniors, mans en vrouens en daar's ook 'n 4 in 'n kant sosiale afdeling. Ek dink daar's altyd groot pret by daai sosiale afdeling. Dan kyk daai vlugbal daar op die strand by Swakopmund. Dit is 'n groot klomp sport wat die naweek plaasvind. Ek sê daarmee moet ons ongelukkig volstaan vir hierdie week vir in die tonnel en daar's baie sport in aksie om na te kies die naweek in Namibië en internasionaal. Ek gaan verseker uitkyk vir daai Formule 1 Grand Prix en ek dink ook daai Grootfontein wedstryd daar teen Kudus gaan 'n baie interessante wees. Baie lekker naweek vir almal, baie lekker sport naweek vir almal. Ons praat weer volgende week Vrydag.